Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor lam, skaap, tweetand. Wat is die verskil tussen hulle? Hoe lyk die gradering? Hoe werk die klassifikasies? Waaruit bestaan die karkas, die verskillende snitte? Waar kom jou loin chops vandaan? Waar kom jou blood chops vandaan? Goed, as ons kan begin, hierso lê 'n prima A2 lam. Nou die A is natuurlik lam. So dit wil sê die lam het nog nie gewissel nie. Sodra die lam sy eerste 2 tande wissel, word dit 'n 2-tand skaap. Dan verander die persink na groen ink. As die 2-tand skaap dan nou weer sou wissel, dan is dit 'n 4-tand skaap wat dan nou 'n B-graad is. Dan verander die ink in bruin. 'n Skaap het 6 tande. Wanneer 'n skaap 6 tande het, noem ons dit 'n volbek of 'n C-graad. Oorwegend is dit maar ons stoetoeie, die kuddeoeie. Hulle ink is dan rooi. Dis dan ook die vleis wat soms bietjie taaier neig. Die letters, die 2 of die 3 of die 4, hy gaan op na 6 toe. Dit is die indikasie van die vetdekking van die karkas. So hierso is 'n voorbeeld van 'n tipiese A2 loin chop. Jy kan sien die vetdekking daar. Hierdie is soos baba beertjie se pap, almal se gunsteling. Hy's ook die duurste. Ek gaan dan nou gou-gou hierdie karkas vir ons van die tafel afhaal. Van agteraf natuurlik het ons die skenkel of die shank gedeelte, ons almal ken hom. Baie gesorg vir potjiekos of sommer net so heel te rooster in die oond. Dan het ons die bout gedeelte. Dit is dan nou die bout, ons almal ken die bout. Hierso sit die chump gedeelte. Ons almal ken die chump chop, maar dit is, as hy op die been is soos hierdie, is dit die chump chop. As ons die chump chop sou ontbeen, sit ons met die lam se ram. Dit is seker my gunsteling snit van die lam, is die chump chop wat ontbeen is, en ek braai hom sommer so heel soos 'n picanha. Hierso het ons die loin gedeelte, daar's die lam se fillet. Hierso het ons die lam se fillet gedeelte, daar is die sirloin gedeelte van die lam se loin. Saam is dit die lam se T-bone as 'n ware, of die loin chop. Dan loop hy in die rib chop in, so die fillet raak weg. So dit word jou rib chop, baie gesog. Die rib chop loop dan in die blood chop in. Ons praat van hom in die bedryf as die best end chop. Nou as jy vir nie die best end chop die mense, want dit is die lam se ribeye gedeelte wat hier begin. Ek smaal oor hierdie chop. Miskien daai choppie wat jy so trek en verdeel. Nou die een gedeelte wat jy aftrek is die blood gedeelte, en dan wat agterbly, daai lekker stukkie loin, is as 'n ware die lam se ribeye. Hier het ons die nek gedeelte. Ons almal weet nek is vir potjie. Jy kan hom heel, jy kan hom net so half ook bak. Hierdie is die blood. Ons kan natuurlik die blood ontbeen en ook vir 'n lekker roast maak of 'n bak in die oond. Jy kan hom so heel bak op die been, of hy kan ook gesny word vir chops. Dit is net so gesog. Ons almal ken die ribbietjie natuurlik. Staanribbietjie, ons almal is lief vir 'n staanrib. Hy gaan net so op die braai. Al wat moet gebeur is jou slagter moet net jou rib vir jou knak, soos hulle sê. So dis natuurlik makliker met 'n bandsaag, maar jy kan hom ook met 'n mes doen, soos ek nou hier so vir julle wys. Goed, dis belangrik om hierdie rib te knak, want nadat hy gebraai is dit net makliker om dit op te deel, die porsies vir elke persoon of jou gaste. Goed, jy kan dan jou rib ook aan die agterkant skor met 'n skerp mes. Skor beteken ons sny net basies deur die vlies, nie heeltemal net so deur die vlies, want jy wil hom dalk staan maak en jy wil hê jou kruie en speserye moet deurtrek tot in die vleis in. So daarom skor ons hom net. Reg kerels, dit is dan lam in die verskillende snitte en wat ons alles met al hierdie snitte kan doen. Lekker braai, sien julle volgende keer.